Ons het nou gisteraand en vanaand die twee onderwerpe hanteer en ons gaan nou die volgende een hanteer waar die perspektief rondom die wederkoms veral in twee rigtings beweeg. As ons vanaand gaan praat oor wat gebeur wanneer Jesus terugkeer met sy wederkoms, wat gaan dan gebeur as ons hierdie onderwerp van die koninkryk hanteer? Ons het nou reeds vir mekaar gesê, die boek Openbaring het 22 hoofstukke met die kleiner boekrol binne in die boek Openbaring, en dit is natuurlik 'n verwysing na die boek van die waarheid, die hemelse geheime boek, Daniël 10 vers 21, waar jy daai woorde gaan kry. Dit is 'n voortsetting van God se plan, ons noem dit die 70ste week van Daniël. Jy moet Daniël 9 bestudeer om te verstaan waaroor hierdie 7 jaar van groot verdrukking sal handel, want Daniël het ontdek in Daniël hoofstuk 9, eintlik Daniël hoofstuk 6, dit is die geskiedenis, julle weet mos van waar hy in die leeukuil gegooi is en hy 3 keer per dag gebid het. Daniël 9 is die gebed wat hy gebid het. Julle gaan sien, dit is die eerste jaar van koning Darius. Dit is toe hy hierdie ontdekking gemaak het, dat die profeet Jeremia het 'n brief geskryf aan die ballinge. Julle ken mos daai vers wat sê, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die gedagtes wat ek vir julle het, is die van vrede, nie van onheil nie. Daai woorde is binne in Jeremia 29, dit is die brief aan die ballinge, wat daai woorde voorkom. En in daai brief wat Jeremia aan die ballinge vanuit Jerusalem gestuur het hy aan hulle geopenbaar deur die woord van die Here, dat 70 jaar oor Israel uitgeroep is as ballingskap. En toe aan die einde van die ballingskap, ontdek Daniël dit, en hy bid, hulle kon hom vir die leeu's gegooi het, hy gee nie om nie, hy gaan nie ophou bid nie, want hierdie 70 jaar het toe amper al tot 'n einde gekom. Maar in die tyd wat hy toe bid, toe openbaar God aan Daniël, dat daar is 70 7-talle oor die volk nou uitgeroep is. Daar was eers die 70 jaar, maar nou is daar 490 jaar, en hierdie 490 jaar het die bedoeling om Israel tot bekering te bring. Gaan God sekere dinge oor hulle toelaat, en dit is waaroor hierdie 7 jaar gaan net voor Jesus se wederkom. So, die kaart druk vir ons hierdie eerste gedeelte uit as die teenswoordige tyd, die tyd van die kerk, waar ons dan glo, daar gaan 'n opname, die opstanding van die liggaam gaan plaasvind, waar die regterstoel van Christus is, die bema, die bruilof van die lam, en dan gaan ons saam met die Here Jesus kom by sy wederkoms, terwyl daar op aarde groot verdrukking sal wees. Maar wanneer die Here Jesus terugkeer, dan gaan hy sy koninkryk op aarde kom oprig, waarby ons vanaand gaan stil staan. Ek wil net baie vinnig weer, daar is 'n paar nuwe gesigte hier, en ek wil net weer eens sê, hoekom glo ons hierdie is 'n toekomstige toren? Die Here Jesus het definitief gepraat oor die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus, ons het dit hanteer. Maar nou wanneer 'n mens Matteus 24 lees, en dan vanaf vers 15 is die vraag, praat Jesus daar nog steeds, of kom ons noem dit dan eksklusief, praat hy net van 70 na Christus, of het die Here Jesus ook gepraat van dinge wat nog in die toekoms moet gebeur? En ek wil graag vir u 4 redes gee, hoekom Matteus 24 verwys na 'n toekomstige toren, en nie na 70 na Christus nie. Hy sê daar in vers 15, wanneer die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, in die heiligdom, wanneer hom in die heiligdom sien staan, moet hy wat lees oplet. So as dit verwys na 70 na Christus, dan moet die gruwel van die verwoesting na Titus die Romeinse generaal verwys. Nou maak dit nie sin, histories nie, vir die eenvoudige rede, want Daniël 9 vers 27, wat nou praat van die gruwel van die verwoesting, sê dat die gruwel van die verwoesting 'n baie sterk verbond met Israel gaan sluit. En Titus die Romeinse generaal het nie 'n baie sterk verbond met Israel gesluit nie, inteendeel, hy het die tempel verwoes. Jy sien, dit maak in die eerste plek nie histories sin nie. In die tweede plek sê vers 16, want dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Nou as jy na Josefus se verhaal gaan kyk wat hy opgeskryf het van wat daardie dag gebeur het, is as
Titus, wat ook daar was in Jerusalem, toe hy in die tempel gestaan het, want hy was ook daar, toe was die oorlog verby. So die vraag is, hoekom moet, wanneer die oorlog verby is, die mense dan na die berge vlug? Het maak weer eens, tweedens, nie histories sin nie. Derdens, Jesus sê, dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld, dis nou vers 21, nooit gewees het en ook nooit sal wees nie. Die vraag is, was die verdrukking wat Israel beleef het in 70 na Christus, die grootste verdrukking wat die wêreld nog ooit gesien het? Nee, dit was nie. Dit was gelokaliseer net tot Israel, wel tot Jerusalem. Maar die groot verdrukking waarvan ons hier lees, praat van die bewoners van die aarde, hoe lank, hoe heilige en waaragtige heerser oordeel en wreek en nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Dis 'n wêreldwye verdrukking wat gaan kom. En in Jerusalem in 70 na Christus was dit net daar. Maar dan die vierde rede is vers 29. Ons het dit gelees. En dadelik na die verdrukking van daardie dae. Wat gaan gebeur? Die son, die maan, die sterre gaan val, en dan gaan die teken van die seun van die mense in die hemel verskyn, sê vers 30-31 kan u lees. Het die wederkoms plaasgevind in 70 na Christus, dadelik na die verdrukking van daardie dae? Nee. Dit is hoekom ons sê, die toren waarvan hier gepraat word, is die toekomstige toren. Dit is wat Paulus dan skryf in 1 Tessalonisense 1 vers 10. Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. En Johannes het hierdie boek geskryf, toe hy 'n ou man was op die eiland Patmos, dit was al na 70 na Christus, toe skryf hy hierdie boek. Daarom kan dit nie betrekking hê op 70 na Christus, nie, hy het die boek geskryf in 90 na Christus. So daar's 'n paar redes, hoekom ons glo, dis nog 'n toekomstige toren, dis iets wat vir die wêreld wag. Die volgende wat moet gebeur, glo ons, sal die opname by die opstanding wees, en dan sal die groot verdrukking plaasvind. Die gruwel van die verwoesting, as jy nou byvoorbeeld Openbaring 6 gaan lees, dan gaan jy sien, daar kom 'n ruiter op 'n wit perd, en hy het 'n boog in sy hand. Daardie woord boog verwys na 'n kontrak, 'n verbond. As ek nou met julle praat oor die reënboog, waaraan dink julle? Aan God wat 'n kontrak, 'n verbond gesluit het. So hier kom 'n ruiter op 'n wit perd met 'n boog in sy hand. Dit verwys hierna met 'n kontrak. Dis presies wat Daniël gesê het. Die gruwel van die verwoesting gaan 'n sterk verbond sluit. Maar dan in die helfte van die week gaan hy die verbond verbreek. Julle weet wat sê Daniël 9 vers 27. Dis presies wat gebeur wanneer die wit perd verander in 'n rooi perd. Hierdie wit perd in Openbaring hoofstuk 6 is nie die Here Jesus nie. Dis die valse vredevors. Die ruiter op die wit perd van Openbaring 19, ja, dit is die Here Jesus. Uit sy mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard. Maar hierdie een het 'n kroon en hy gaan uit as 'n oorwinnaar om te oorwin. Waar? By die begin van die groot verdrukking. Dis presies wat Paulus sê wat ons gisteraand gelees het. Wanneer die teehouer uit die weg geruim is, dan gaan die ongeregtige geopenbaar word. Presies die orde wat Johannes ook vir ons skrywe, dat aan die begin van die groot verdrukking die antichrist sy verskyning maak. Onthou julle wat het Paulus geskryf in 2 Tessalonisense 2 vers 8, die ongeregtige, wanneer die teehouer uit die weg geruim is, dan gaan die ongeregtige geopenbaar word, wat die Here met die asem van sy mond by sy verskyning tot niet sal maak. So die antichrist moet op aarde wees voor Jesus se wederkoms. Maar ons gaan nou vanaand stil staan by die vraag, wat gebeur wanneer Jesus terugkom? Die koninkryk. Wanneer is dit? En daarom moet u saam met my die Bybel oopmaak by Openbaring hoofstuk 20. Ek vergeet nou elke aand om ietsie daaroor te sê, maar u is regtig welkom om vir u so 'n kaartjie te kry daar agter. En iemand het my gevra, ek moet tog net daaroor praat. U sal sien dat ek laai soms van die boodskappe, daar is my YouTube kanaal, as u nou, ek het nou nie meer my eie gemeente nie, so ek het nie meer 'n gemeente wat dit elke keer opneem nie. En ek doen dit wat ek nou doen gewoonlik nooit nie. Maar dis nie altyd lekker om dit te doen nie, maar dis nie vir my nie, dit is vir die bediening. As daar iemand is wat deur die Here gelei voel om 'n bydra te maak tot my bediening, daar is die bankbesonderhede van aksie 18 met die verwysing.
So dit het my nou in staat gestel, iemand het verlede maand 'n bydrae gemaak, en nou kon ek vir my een van daai lapel mikrofone gekoop het, wat die boodskap kan opneem. So nou kan ek daarom weer boodskappe begin opneem, soos ek preek nou Sondagoggend in Pretoria Oos. En elke keer as ek daar preek, dan is daar fout met die opname. So nou kan ek my eie opname maak en dit daarom plaas. So dit bemagtig my om so 'n bietjie die boodskappe op YouTube te plaas en so meer. En gewoonlik, ek het nou gisteraand daaroor gepraat, of die oggend daaroor gepraat, ek het die voorreg om 2 keer 'n jaar daar by Back to the Bible te kan klas gee, in die boek Daniël, die boek Openbaring, en dit help om van die werk te druk en so meer, en my Daniël boek is ons besig om nou in Engels te vertaal, juis vir hulle wat daar Engelse boeke en so nodig het, so dit help my en bemagtige mens ook wat dit aanbetref. Maar dit nou daar gelaat, Openbaring 20. Openbaring 19, vers 1 tot 10 is 'n beskrywing van die bruilof van die lam, wat in die hemel plaasvind, en dan vanaf vers 11 is 'n beskrywing van Jesus se wederkoms, en dan lees ons nou hoofstuk 20 wat gebeur na Jesus se wederkoms. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Ons lees net tot daar uit die lieflike woord van die Here. Ons gaan môre aand verder lees. Ek wil graag net onder die aandag bring, u sal onthou gisteraand toe ons gepraat het oor diegene wat net glo aan een algemene opstanding. In die gedeelte wat ons hier gelees het, word daar duidelik gesê dat daar onderskeid is. Hoor mooi wat het ons hier gelees. Vers 5 sê, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Kom ons stop net eers daar. Dit is 'n parentese, wat ons bedoel is 'n invoegsel. So hy's besig om iets te vertel, dan onderbreek hy homself en dan gaan hy voort, want nou gaan die volgende woorde wees, dit is die eerste opstanding. Maar hier die ander dode is nie die eerste opstanding nie, dis deel van die tweede opstanding. Dit mag nou baie verwarrend klink. Maar die einde van vers 4 sluit aan by die laaste woorde van vers 5. Met ander woorde, vers 4 sluit af met die woorde, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Dit is die eerste opstanding. Daai woorde wat sê, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, dis 'n parentese, dit is 'n invoegsel, wat Johannes, dit is soos wanneer 'n oom 'n storie vertel oor 'n leeu, en dan hier in die helfte van die storie, dan onderbreek hy homself om gou iets te sê oor 'n buffel, en dan later kan hy nie meer lekker onthou, waar was hy nou weer, o ja, by die storie van die leeu, en dan gaan hy weer aan.
Nou Johannes het nie vergeet waar hy was nie, hy het presies geweet waar hy was, maar dit is wat 'n parentese is, dit is dood eenvoudig, hy verduidelik nou hier, terwyl hy besig is om oor die eerste opstanding te praat, sê hy net terloops, en die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar voleindig was nie. So hier is dit baie duidelik, die regverdige en die ongeregtige staan nie op by dieselfde opstanding nie. Hier staan dit in jou Bybel. Dis nie dieselfde geleentheid nie. Die eerste opstanding het wat ons noem 3 oesgeleenthede. Met ander woorde, die Here Jesus was die eerstelingsgerf. Hy het eerste opgestaan. Dan wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, gaan die eerste oes, die eerste opstanding se tweede oes plaasvind. En dan wanneer die Here Jesus by sy wederkoms kom, vind die derde oes van die eerste opstanding plaas. Maar die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Daar sal u sien is 'n ander opstanding. Dis die opstanding van die veroordeling. Dit is net wat ek graag wou verduidelik voordat ons gaan saam bid, want dit mag verwarrend klink as jy dit net dood eenvoudig so lees, maar in die Grieks kan jy duidelik sien, dis 'n parentese daai wat hy net onderbreek om vir ons inligting te gee. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vir elke een wat vanaand hier is. Vandag was daar mense wat met uitdagings die lewe moes trotseer en hulle is hier vanaand. Daar is ander wat behoeftes gehad het, vraagstukke in hulle gemoed, maar hulle is hier vanaand. Deur die lewe en die omstandighede word ons soms rondgeruk en pluk, maar ons is hier vanaand. Ons is hier vanaand om stil te word voor u, om u stem te hoor, oor dit wat nog moet gebeur, oor die profetiese woord wat vas is, waarop ons tog moet ag gee. En dat ons die profetiese woord nie moet verag nie. Maar Here, ons het u instaatstelling nodig. Ons het die verligting van u Heilige Gees nodig, sodat ons nie onregverdig met die teks sal omgaan nie, maar dat die teks sal spreek, dat u sal praat, deur die woord en deur die werking van u Heilige Gees. Daarom steun ons op u vir daardie verligte oë van die verstand. Lei ons, Here, in die waarheid van u woord, want u woord is die waarheid. Seën ons vanaand saam, in Jesus naam bid ons dit met danksegging. Amen. So nou, die laaste woorde van vers 4, wat ons nou ook weer aangehaal het, sê juis, en hulle het saam met hom regeer as konings die 1000 jaar lank. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Want nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Want die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad. Want die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei. Want die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg. En hulle wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie dae die koninkryk vir Israel weer oprig? Die Nuwe Testament is besaai met tekste oor die koninkryk van die hemele, die koninkryk van God, en moenie verwar word met hierdie twee terme nie. Matteus skrywe aan die Jode
en hulle wil nie die naam van God sommer net gebruik nie, daarom verwys hy na die koninkryk van die hemele. Maar wanneer Lukas daarna verwys, dan praat hulle maklik van die koninkryk van God. Dis een en dieselfde. Dit verwys na hierdie verwagting dat daar 'n koninkryk moet wees. En die lewe van die Here Jesus het hierdie werklikheid van 'n koning met 'n koninkryk aangewakker. Die Here Jesus praat van 'n koninkryk wat teen homself verdeel is, kan nie staande bly nie. Die Here Jesus se vergelykings en gelykenisse handel oor die koninkryk. Die vraag is, as ons dan bid, laat u koninkryk kom, is die vraag, wanneer is die koninkryk? Hoe sal die koninkryk wees? Is dit 'n letterlike koninkryk? Is dit 'n figuurlike koninkryk? Is dit iets wat in die toekoms is? Is dit iets wat nou is? Wanneer sal hierdie koninkryk dan aanbreek? En dit is belangrike vrae wat ons moet vra, sodat ons by die antwoorde sal kom. En nou my liewe broeders en susters, wil ek graag met u hierdie baie belangrike onderwerp hanteer, sodat ons ook duidelikheid in ons gemoed sal hê, waarmee ons vandag besig is, waarna ons kan uitsien, sodat ons koers vas na die kruin kan beweeg, sodat ons weet waarmee ons onsself in begewe, wat ons doen en waartoe ons werk. En die eerste vraag natuurlik, is hierdie 'n letterlike of 'n figuurlike ryk waarvan ons nou net hier gelees het? Ek meen, dit is 'n legitieme vraag. Want vir 2000 jaar, as dit 'n letterlike koninkryk is, het ons dit dan nog nie gesien kom nie. Is dit nie maar net 'n figuurlike koninkryk wat ons moet verstaan, dat Jesus eintlik op die troon van ons hart koning is? Of is dit 'n letterlike koninkryk? En dit is nou hier waar die perspektief rondom die wederkoms in twee rigtings beweeg. Want jy kry Gileaste en dan kan jy ook 'n anti-Gileas kry. Nou, anti-Gileas is nou nie 'n tannie wat daar op Kuruman in die Noord-Kaap of op Vryburg bly anti-Gileas nie. Anti-Gileas is iemand wat sê dat hulle teenoor hulle glo nie aan 'n letterlike 1000 jaar van vrede nie. Dis die Grieks Gileoi. Anti-Gileas wat 1000 beteken hy glo nie aan 'n letterlike 1000 jaar van vrede nie. As jy nou in Latyn daarna sou verwys, dan praat jy van 'n millennium, dan kry jy amillennialis. Hy staan teenoor dit, hy glo nie dat daar iets is soos 'n letterlike 1000 jaar van vrede nie. Dan kry jy 'n premillennialis. Dit is die een soos 'n Gileas is wat glo dat die Here Jesus se wederkoms gaan plaasvind voor 'n letterlike koninkryk, waar Jesus letterlik op aarde gaan regeer, letterlik op die troon van Dawid gaan sit, en dat daar 'n letterlike koninkryk sal wees. En nou tradisioneel in ons land is dit so, dat baie anti-Gileasties is, wat sê dat dit nie 'n letterlike koninkryk is nie. Ek wil vir u 'n paar redes gee waarom ek vanuit die Bybel oortuig is, dat hierdie nog ook 'n toekomstige koninkryk is wat 'n letterlike koninkryk sal wees. En die eerste wat ek vir u wil noem, is juis die messiaanse verwagting, wat aan ons bewys dat dit 'n letterlike koninkryk behoort te wees, al het hy nog nie vanaand gekom nie. Johannes 6 vers 15 sê, en toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. So die vraag is, die mense wat die Bybel bestudeer het, die skrifgeleerdes en die fariseërs en die sadduseërs, hoe het hulle die tekste van die Ou Testament verstaan? Die feit dat hulle hom met geweld koning wou maak, sê vir my dat hulle die teks letterlik verstaan, dat daar 'n letterlike koninkryk behoort te wees. Maar nou weet ons, die Here Jesus het nie op daardie stadium koning geword nie. Het hulle dit dalk dan nie verkeerd verstaan nie? En wat was Jesus se reaksie hierop?
Jesus het nêrens en nooit die koninkryk van die hand gewys nie, maar wat het hy gesê? Dink byvoorbeeld aan Lukas 17, vers 25. As hulle hom met geweld koning wou maak, dan is sy reaksie daarop, maar eers moet hy ly, baie ly, en deur hierdie geslag verwerp word. Let op hierdie woorde wat die Here Jesus gebruik, maar eers. Hy het nie die koninkryk van die hand gewys nie, hy het net die regte orde uitgewys. Voordat daar koningskap kan wees, moet daar eers leiding wees, dienskneg. Hy het na hierdie aarde toe gekom as 'n dienskneg, maar wanneer hy weer gaan kom, dan kom hy nie as die dienskneg nie, dan gaan hy kom as die koning van die konings. Nou, hy het hierdie woorde gebruik, maar eers. Markus 11 vers 9 en 10 sê, en die wat voorgeloop het, en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk van wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons Vader Dawid, Hosanna in die hoogste hemele. Hoekom het hulle hierdie soort woorde uitgeroep? Want hulle het Jesaja 9 vers 5 verstaan as letterlik. Daar sal 'n seun kom, wat op die troon van Dawid sit. Die messiaanse verwagting wys ons daarop dat hulle iets letterlik tasbaar verwag het. Die verbond wys ons daarop. Daar is 'n verbond wat met Abraham gesluit is. In Galasiërs 3 vers 16 lees ons van die vervulling van daardie verbond. Wanneer ons lees, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, aan jou saad, dit is Christus. Nou is die vraag, die vervulling van die belofte wat aan Abraham gemaak is, was dit letterlik of figuurlik? Dit is letterlik, dit het letterlik in vervulling gegaan. Die maagd het swanger geword en 'n seun gebaar en hy's Immanuel genoem, God met ons. Dit het letterlik in vervulling gegaan. En nou lees ons van die tweede deel van hierdie selfde profesie in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hoekom die een deel wat nou klaar in vervulling gegaan het? In retrospek weet ons dit het letterlik gebeur, maar nou die ander deel wat nou nog nie gebeur het nie, nou sê ons ewe skielik nee, maar dit is dalk nou maar net figuurlik, net omdat dit nog nie gebeur het nie. Dit is nie konsekwente skrifverklaring nie. Jy kan nie die een deel vat as letterlik, want ons weet dit het gebeur as ons nou terugkyk. Maar dit wat nog in die toekoms moet lê, nee, nou is dit maar net figuurlik nie. Die kind is letterlik gebore, en hy sal letterlik ook op die troon van Dawid sit. Op die troon van Dawid en oor die koninkryk om dit te bevestig. Luister my liewe broeders en susters, sommige mense glo die koninkryk van God is nou eintlik maar in die hemel, en hy troon eintlik maar net geestelik in ons harte. My hart, my liewe vriend, is nie die troon van Dawid nie. Die troon van Dawid is ook nie in die hemel nie. Die troon van God is in die hemel, en die troon van Dawid is op aarde. Jy sien, dit is die verbond. Aan die een kant letterlik, dan kan ons nie sommer besluit dat willekeur nee, maar ons sê die ander gedeelte is sommer nou maar net figuurlik nie. Kyk wat leer ons by Jesus se geboorte. Lukas 1 vers 31 en 32 en 33 sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Daar is 'n verbond gemaak met Dawid.
dat as hulle wandel in die weë van die Here, daar nie een man op die troon sal ontbreek nie. Ons weet dat die nageslag van Dawid het nie in die weë van die Here altyd gewandel nie, maar toe kom die profete en sê, maar God sal vir hom 'n herder verwek, wat die skape sal lei na sy welbehae. Dis die bevestiging van die verbond, en hier kom die engel Gabriël, dieselfde engel Gabriël, wat aan Daniël verskyn het in Daniël hoofstuk 8 en Daniël hoofstuk 9, wat gepraat het oor die komende Messias ryk, wat gepraat het oor die klip wat gaan losraak sonder die toedoen van mense, en die beeld van Nebukadneser vernietig in die ooste wind insaai. Dieselfde Gabriël kom en sê, hierdie seun wat gebore word, sal op die troon van Dawid sit. Die natuur bewys dit, my liewe vriende. Daar is nou mense wat sê, nee, maar die koninkryk is eintlik net geestelik in jou kop. Daar's 'n ander groep mense, hulle glo die hemel weer is net in jou kop. Nou weet ek, baie mense is vinnig om hulle te veroordeel. Ja, daai klomp ou apostels, kyk, hulle glo mos die hemel is net in jou kop. Maar daar's ander mense wat glo die koninkryk is net in jou kop. Dis net figuurlik. Hier lees ons van die natuur, ons lees van beloftes in die profetiese woord, in Jesaja, in Esegiel, in Jeremia, in die profetiese woord van 'n koninkryk wat die natuur gaan impakteer. Ons lees byvoorbeeld in Hosea 2 vers 17, verder sluit ek in die dag vir hulle 'n verbond met die wilde diere van die veld, en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde, ja, boog en swaard en oorlog sal ek verbreek uit die land, en ek sal hulle in veiligheid laat rus. My vraag is, wanneer het dit al plaasgevind oor Israel? Dit het nog nie plaasgevind nie. Maar hier is beloftes van rus, wat in die land sal wees, selfs met die natuur. Esegiel 34 vers 25, en ek sal 'n verbond van vrede, dit is hoekom ons dit die 1000 jaar van vrede noem, met hulle sluit, en die wilde diere uit die land laat verdwyn, en hulle sal veilig bly in die woestyn en slaap in die bosse. Hier word van vrede gepraat. As die koninkryk net figuurlik is, dan vra ek jou, waar lê die wolf en die lam en die kalf en die leeu by mekaar? As dit net in jou kop is. Hulle lê lekker hier in jou kop langs mekaar. Maar, wat het Jesus gesê? Wanneer sal hy op die troon van Dawid sit? Let nou op, ek praat en haal vir u die woorde van die Here Jesus self aan. Hoor wat sê die Here Jesus in Matteus 25, vers 31 tot 34. En wanneer die seun van die mens, weer eens, dit is die term wat ons vind in die boek Daniël, in Daniël hoofstuk 7. Dit is dieselfde beskrywing wat ons vind in Matteus 24 vers 29, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. So die Here Jesus gebruik hierdie woorde om te praat oor sy wederkoms. Let nou op wat hy sê. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, waarvan praat dit? Van sy wederkoms. En al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Hier sê die Here Jesus dit self. Wanneer gaan die koninkryk kom? Hy sê hier, hy gaan op die troon van Dawid sit by sy wederkoms. Nie nou nie. Eers moet die Christus ly. Maar wanneer ek terugkom met my wederkoms, dan kom ek as die koning van die konings. Dit is hoekom ons in Openbaring lees, in Openbaring 19, wanneer die Here Jesus terugkeer met sy wederkoms, dan kom hy as die koning van die konings en die Here van die Here. Hy het self gesê, dan gaan hy op die troon sit. Dis nie 'n koninkryk wat figuurlik verstaan moet word nie. Die Here Jesus self het gesê, wanneer hy terugkom met sy wederkoms, dan begin die koninkryk.
In teologiese terme praat ons van yet, but not yet. Ons sê dat ons alreeds ingesamel word vir die koninkryk, maar daar is nog nie 'n koninkryk op aarde sonder die koning nie. Daarom wanneer die koning terugkeer, dan sê hy, kom nou julle geseëndes, beerwe die koninkryk van die hemele wat vir julle berei is, van my Vader berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Dan begin die koninkryk. Daarom kan ek sonder huiwer en vrees vir teespraak sê, die Here Jesus self het gesê, hy sal op die troon sit by sy wederkoms. Maar nou is die vraag, hoe lank sal hierdie ryk wees? Wel, dit is weer eens 'n legitieme vraag, want 6 keer nou in die gedeelte wat ons hier gelees het, is dit nie maar net figuurlike 1000 jaar? Is dit nie maar net 'n volmaakte getal, soos sommige mense wil sê, dit is nou maar net 'n ronde volmaakte getal nie? Wel, 6 keer in die gedeelte wat ons hier gelees het, in vers 2, 3, 4, 5, 6 en 7, staan daar 1000 jaar lank. Nou, 'n Bybelskrywer het nie die voorreg wat ek het om my stem te gebruik om sekere woorde te benadruk en aksent te lê op sekere gebruike nie. So wat hulle daardie tyd gedoen het, met skrifverklaring leer jy dit, dat om iets te herhaal, bevestig hulle dat dit is wat benadruk moet word. 6 keer in hierdie paar verse word daar gesê 1000 jaar lank. O nee, maar wag nou Doom nie. 2 Petrus 3 vers 8 sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Dominee, ons moet dit maar net figuurlik verstaan, want 'n dag by die Here is soos 1000 en 1000 is soos 'n dag. Dit is maar in 'n oomblik verby, dis nie letterlik nie. Maar die vraag is, wanneer Petrus hierdie woorde aanhaal, waar kry hy hierdie woorde? Hy kry dit van Moses af, want Moses het die 90ste Psalm geskryf, en Moses skryf daar in Psalm 90 vers 4, want 1000 jaar is in u oë soos die dag van gister as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak. Maar let op, by die Here, in u oë. Hoekom is dit by die Here soos 'n dag 1000 en 1000 soos 'n dag? Hoekom is dit in die oë van die Here soos 'n dagwaak wat verbyskiet? Hoekom? Want God woon in die ewigheid. Daar is nie tyd by God nie. Dis nie lineêr soos ons dink met 'n begin en 'n einde nie. In die ewigheid waar God woon is 'n dag soos 1000 en 1000 soos 'n dag, maar hier op aarde waar ek en jy bly, is 'n dag 'n dag. 'n 9 to 5 is 9 to 5. Nie daai argument met jou baas gebruik nie. Hy sal vir jou sê, jy is op jaarde. Hier is 'n dag en 21 dae is 21 dae se verlof. Nie 22 dae nie. 21 dae. Daarom, my liewe broeders en susters, moet 'n mens na die konteks gaan kyk. Wanneer Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 8, let op die konteks wat daar gebruik word. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige mense vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Dis die konteks, want dis net die volgende vers. Want in die laaste dae gaan daar spotters kom en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Nou gebruik Petrus hierdie beginsel om te sê, by die Here is 'n dag 1000 en 1000 is 'n dag. Moenie dink die Here is gedruk vir tyd nie. Hy is lankmoedig oor ons en wil hê dat mense gered word. Dis die konteks wat hy hier gebruik. Hy is lankmoedig en wil hê mense moet gered word. Maar wanneer Johannes praat van 1000 jaar, dan benadruk hy dat dit 1000 jaar sal wees. Maar let nou op, 3 keer. Nie net 6 keer noem hy die getalle 1000 jaar nie. 3 keer in die gedeelte in vers 3, vers 5 en vers 7 gebruik hy die woord voleindig. Wanneer die 1000 jaar voleindig is. En die Griekse woord wat hy hier gebruik is om af te tel. Dis teleo. Soos as ons nou praat, ek tel dit af. Teleo.
Dis die woord wat hy hier gebruik vir voleindig. Hy sê 3 keer, wanneer 1000 jaar voleindig is, uitgeloop het, afgemeet is. Daarom kan ons nie anders as om te glo dat hierdie 1000 jaar behoort 'n letterlike 1000 jaar te wees nie. En moenie dink dit is onmoontlik nie. Laat ek vanaand vir jou sê, God se intensie met die mens was dat jy 1000 jaar kon oud word in hierdie liggaam van jou. In die Ou Testament sien ons dat daar mense was wat amper 1000 jaar oud geword het. Methuselah het amper 1000 jaar oud geword. Nou sê die profeseë oor hierdie tyd dat mense weer so oud sal word en dat as jy op die ouderdom van 100 jaar sterf, gaan hulle sê 'n jong man het gesterf. 'n 1000-jarige vrederyk waar God die Here Jesus self op die troon van Dawid sal sit. Dit is 'n salige hoop wat ons het. Dit is iets wat in die toekoms nog vir hierdie wêreld wag. Ons kan dit dalk nie vanaand bedink nie. En hoe gaan dit spesifiek wees? Wat ek wel weet is, Jesus beloof dit. Hy het gesê hy gaan op die troon van Dawid sit en ek glo dit. En dat hierdie getalle letterlik verstaan kan word. Die vraag is, wanneer sal hierdie koninkryk wees? Ons het reeds nou geantwoord, wanneer die Here Jesus terugkeer met sy wederkoms. Ek wil net vinnig vir u, en ek wil nie verveel met historiese data nie, maar die gedagte van anti-Chiliasme is eintlik daar by iemand soos Augustinus al gebore, waar hulle die profeseë figuurlik begin verstaan het. Augustinus was iemand wat baie goeie teologie geskryf het, maar hy was iemand wat die Bybel letterlik verstaan het, maar toe dit by die profeseë kom, toe sê hy, nee, ons moet so 'n dualistiese benadering hê. Met ander woorde, ons moet nou 2 verskillende benaderinge hê. Ons gaan die Bybel letterlik verklaar, maar wanneer dit by die profeseë kom, dan moet ons dit nou eintlik figuurlik verstaan, want wat het in daardie tyd gebeur? U sien die Romeinse kerk, die Romeinse regering het die kerk geweldig verdruk. Dit is hierdie Smyrna tyd waarvan ons verwys. Dit is daardie tyd wanneer hulle die Christene gevang het en in die Kolosseums vir die leeu's gegooi het. Dit is daardie tyd wanneer hulle die Christene in teer gerol het en as 4 fakkels in die tuine van die Romeine aan die brand gesteek het. Dit is daardie tyd wat hulle die Christene dierevelle aangetrek het en hulle gejag, honde op hulle gesit het. Dit was 'n verskriklike tyd van vervolging gewees. Die vuurgloed van vervolging, soos Petrus dit noem in 1 Petrus 4 vers 12. Geweldige vervolging wat onder die Christene was. En ewe skielik stop die vervolging met Konstantin. Ewe skielik Pax Romana. Vrede onder Rome. Ewe skielik word die Christendom verhef. Dis Pergamus. Opgetel. Die woord Pergamus verwys na trou. Ewe skielik trou die kerk en die staat. Daar is vrede onder Rome. En wat het toe in die gemoedere van mense plaasgevind? Toe sê hulle, uiteindelik dis vrede. Die vrede wat God aan ons beloof het is hier. En daar vind anti-Chiliasme sy geboorte. Dat is nie 'n letterlike koninkryk waar Jesus nog eendag gaan kom nie. Ons kan letterlik nou al vrede hê onder die Romeinse regering. En wat gebeur toe 1000 jaar later in die donker middeleeue? Toe wag hulle vir wat om te gebeur? Die wêreld om tot 'n einde te kom, want wat sê die Bybel na die 1000 jaar van vrede? Is dit die finale oordeel? Toe sit hulle en wag vir die wêreld om tot 'n einde te kom, want hulle het verstaan, hulle is reeds in die 1000 jaar, en die 1000 jaar is nou voleindig, en ewe skielik toe kom hulle agter, maar die einde van die wêreld breek nie aan nie. Toe van die afklaring plaas, die renessans, en toe is die verligting daar, toe kom hulle agter, luister, hierdie anti-Chiliastiese verstaan wat hulle gehad het, was nie korrek nie. Hulle het geglo die Here Jesus sal kom na, dit is postmillennialiste. En nou kry jy sommer net amillennialiste wat sê, okay nee, daar's glad nie 'n koninkryk nie. Hulle is nou heeltemal teen dit. Terwyl ons verwag, daar behoort nog 'n koninkryk te wees.
Wat sal die aard wees van hierdie koninkryk? Wel, dit sal teokraties wees. Dit beteken God sal self regeer. As ons nou praat van demokrasie, dan beteken dit die mens regeer oor homself. Teokrasie beteken God regeer. Esegiel 36 vers 28 sê, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. Hierdie teks het nog nooit in vervulling gegaan nie, want die volk Israel se hart is nog ver vanaand van God af, want hulle gaan nie deur die deur Jesus Christus nie. Maar daar sal 'n dag aanbreek wanneer redding vir hulle plaasvind. Ons het reeds vir u gesê, Romeine 11 sê, het God aan sy volk verstoot? Nee, stellig nie. In hierdie tydperk van groot verdrukking gaan die redding vir Israel plaasvind. Dit sal 'n tyd wees waar die duiwel gebind is. Dis wat ons hier gelees het in vers 2. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Dominee Ad Olwagen het op 'n stadium gesê, kyk, as ons nou in die 1000 jaar van vrede lewe, want sommige mense sê, nee, maar ons lewe nou in hierdie figuurlike koninkryk in die 1000 jaar van vrede, dan is die duiwel seker met 'n baie lang ketting gebind, want hy kom ons almal by. Daarby Back to the Bible sê een van die studente vir my op 'n stadium toe ons oor hierdie dinge praat, baie intelligente jongman, sê vir my, maar hy is geleer dat die duiwel gebind is by die kruis. Toe sê ek vir hom, nee, die duiwel is nie gebind by die kruis nie, die duiwel is oorwin by die kruis. Dit is 'n groot verskil. Hy is oorwin by die kruis, maar hy is definitief nie gebind nie, want hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy is vanaand nie gebind nie, hy loop rond, hy is 'n verwoester en hy saai sy verwoesting. Hy is die duiwel, die woord beteken deurmekaar gooier. Hy gooi mense se lewens deurmekaar, hy krap die wêreld om, hy's besig om dit vanaand te doen. Die vrug van die binding wat op hom geplaas gaan word, sê die teks, sodat hy die nasies nie meer kan verlei nie. Die nasies word vanaand nog verlei. Hy is nie besig, hy is nie vas gekluister in kettinge nie. Daar sal vrede wees onder die nasies. My liewe broeders en susters, vanaand is daar moord, daar is roof, daar is verkrachting, daar is bedrog, daar is ongeregtigheid. Dit is aan die orde van die dag. Die een nasie staan teen die ander nasie op. Ons hoor die gerugte van oorloë. Dit is aan die orde van ons dag. Ons kan nie nou in die 1000 jaar van vrede lewe nie. Daar is nêrens vrede nie. Inteendeel sê 1 Tessalonisense 4 vers 3, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dit praat eerder daarvan dat as die wêreld vrede gaan soek, hulle oorval gaan word deur 'n skielike verderf, en dit is wat gaan gebeur in die tyd van groot verdrukking. Hulle soek vrede, hulle roep uit veiligheid, maar hulle soek dit nie by die vredevors nie. Hulle wil nie die knie buig voor Jesus nie. Maar in hierdie tyd gaan daar vrede wees onder die nasies. Let op die profesie. Micha 4 vers 3. En hy sal oordeel tussen baie volke en reg spreek vir magtige nasies tot in die verte. Hoekom gaan hy dit kan doen? Want hy gaan op die troon wees. En hy sal hulle en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hulle spiese snoei messe. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Ek vra jou, waar dit in die geskiedenis al in vervulling gegaan? Dit het nog nie. Dit is profesie oor die koninkryk wat nog in vervulling moet gaan, dat daar vrede tussen die nasies gaan wees. Kyk, dan gaan hulle John Deere trekkers bou. Dan gaan hulle Massey Fergusons oprig of New Hollands, wat ook al. Dit is wat die teks ons hier leer. Hulle gaan hierdie militêre wapens se staal neem, dit smelt en hulle gaan plaasimplemente daarvan bou. Hier binne my, julle weet, toe ek hier in Brits was, het ek 'n paar skapies en 'n paar beeste gehad hier op die plot. Hier binne in my klop daar maar 'n boerehart. Ek gaan 'n groot boer wees in die 1000 jaar van vrede.
Daar gaan vrede in die natuur wees. Jesaja 35 vers 1 sê, die woestyn en die dorland sal bly wees en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. U sien, daar is op hierdie stadium die vloek van die sonde wat nog op die natuur rus. Dit is wat ons lees in Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Hy praat daar van die wederkoms. Hy sê vir ons in hierdie teks dat die skepping sug, 'n groot sug, dat die wederkoms van Jesus moet plaasvind, want wanneer Jesus se wederkoms plaasvind, dan gaan hy die vloek op die natuur ophef. En dan gaan daar vrede wees in die natuur. Die dorings en die distels en die kakiebos wat hier aangekom het saam met die Engelse se perdevoer, gaan nie meer so welig groei nie. Daar gaan vrede wees onder die diere. Jesaja 11 vers 6 sê, dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu by die vetgemaakte vee bymekaar. En 'n klein seentjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wy en hulle kleintjies lê bymekaar en die leeu eet strooi soos die os. En die suigeling speel by die gat van 'n adder en die gespeende kind steek sy hand uit die kuil van die basilisk. As jy glo ons lewe vanaand in die 1000 jaar van vrede, gaan maak 'n draai in die Kreer Wildtuin, klim daar uit, gaan vryf 'n leeu. Dan kyk ons. Put your money where your mouth is. Dit gaan wonderlik wees in die 1000 jaar van vrede, veral vir ons voëlkykers wat lief is vir die voeltjies, die kleure. Hulle gaan nie wegvlieg nie, hulle gaan nie weghardloop nie. Daar gaan geen intensie in jou hart wees om hulle skade aan te rig of seer te maak nie. Dan gaan vrede onder die natuur wees in die diere koninkryk, daarom dat die skepping ook sug. My liewe broeders en susters, dit is profeseë wat nog nie in vervulling gegaan het nie, maar dit moet nog 'n realiteit word. Dit is nie te wonderbaar hierdie dinge waarvan ons praat nie. Vir God is alles moontlik. As dit iewers begin het, sal dit iewers eindig. Die wêreld vanaand lewe onder die vloek, die swaard wat oor ons nekke hang van die sonde. Maar daar gaan 'n dag wees wanneer dit tot 'n einde kom. En dit gaan tot 'n einde kom by die wederkoms van Jesus. Dit is wanneer hierdie vloek opgehef sal word. Maar nou die vraag is, wie sal almal deel wees aan die koninkryk? Wel, ons lees in die Bybel dat diegene wat deur die verdrukking volhard het, wat natuurlik Israel insluit. Ek het gisteraand 'n vraag gehad, kan mense nog gered word in hierdie tyd? Natuurlik kan mense nog gered word. Die 5de seël bewys dit, die martelare wat met hulle eie lewe gaan betaal, hulle siele gaan versamel word onder die altaar, en dan gaan God hulle bloed op die bewoners van die aarde wreek, veral dan met die uitgee van die laaste 7 skale. Mense gaan nog gered kan word. Mense vra maar, hoe word mense gered in die Ou Testament? Hulle het vorentoe gekyk na Jesus se kruisoffer. Ons kyk terug na Jesus se kruisoffer. Daar is die rower aan die kruis, die Here Jesus is nog besig om te betaal en God red sy siel nog voordat die prys betaal is. Nog voordat hy uitgeroep het, Tetelestai. God red voor die kruisiging, op grond van die kruisiging en opstanding, die belofte daarvan en so ook. En in hierdie tyd is dit glad nie anders nie, mense gaan nog steeds gered word. Hulle gaan wel met hulle lewe betaal, maar nou sien ons dat daar sommige gaan deur die verdrukking gaan. Het julle al daai vers gehoor wat sê, maar die wat volhard tot die einde toe sal gered word? Daai vers in Matteus 13 en op ander plekke staan juis in konteks van die periode voor Jesus se wederkoms. Hulle sal gered word as hulle nie die merk van die dier ontvang nie. Ons het dit vanaand gelees ook in Openbaring 22. Hulle sal nog steeds gered kan word.
Hulle gaan in die koninkryk ingaan. Onthou wat gebeur by Jesus se wederkoms. Ons het dit gelees in Matteus 25. Wanneer hy neer gaan kom en hy gaan sy voet op die Olyfberg sit en die Olyfberg gaan skeur, dan gaan hy deur die oospoort loop soos ons glo Esegiel ons leer. Dan gaan hy op die troon van Dawid sit en dan gaan hy die nasies van die aarde voor hom versamel. Die skape en die bokke van mekaar afskei. Daar gaan skape wees wat nie agter die anti-kris aanbeweeg het nie, wat pro-Israel was. Dit is skaapnasies wat hulle nie vereenselwig het met die anti-kris nie, wat nie sy merk geneem het nie. Hulle gaan in die koninkryk beweeg. Dis die woorde, kom nou julle geseëndes van my Vader, beerwe die koninkryk. Ons het dit gelees in Matteus 25. Al die gereddes wat in Christus gesterf het of lewend vertoon is by die wegvoering van die bruid, want ons het nou hier gelees van hulle gaan saam met hom kom. Onthou wat lees ons nou in Openbaring 19 vers 8, die bruid wat bekleed is met rein fyn linne, en toe die Here Jesus se wederkoms plaasvind, toe kom die wat bekleed is met rein fyn linne, die vrou wat haar gereed gemaak het, die bruid, saam met die Here Jesus by sy wederkoms. Ons gaan nie nou weg nie. Ons gaan saam met hom regeer as konings, die 1000 jaar lank. Ons gaan reeds ons verheerlikte liggaam hê, want wanneer ons hom sien soos hy is, sal ons verander word soos hy is. Dit leer ons in 1 Johannes 3 vers 2. Maar dan ook die oorblyfsels van die nasies. Daar gaan steeds nasies in hierdie 1000 jaar in beweeg. Nasies en kinders gaan nog gebore kan word. Dit gaan nog steeds hier op aarde wees. Dit gaan nie nou ewe skielik 'n ander plek wees nie. Dit is nog nie die finale oordeel in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Dit is 'n plek nog hier op aarde. Ons gaan hier by mekaar kan kom in Brits. In die 1000 jaar van vrede. Dis nie 'n ander plek nie, dis hierdie plek. Jesus gaan terugkeer na hierdie aarde toe. Hier waar hy sy voete op die grond paaie gevind het, hy gaan terugkom na hierdie aarde toe. En nasies gaan optrek Jerusalem 1 keer 'n jaar om te aanbid. En as daar nasies is wat nie gaan optrek nie, dan gaan hulle nie reën kry nie. Julle ken hierdie profeseë, julle het al daarvan gehoor. Van nasies wat gaan optrek, daar gaan nog steeds 'n oorblyfsel van nasies wees. En daardie mense gaan binne in hierdie tyd nog steeds gered moet word, uit genade deur geloof. Gaan nie anderster wees nie. Maar wat anderster gaan wees, is Jesus gaan self op die troon sit. Hy gaan regspraak lewer oor die nasies. Ons glo dit gaan 'n letterlike ryk wees. Dit gaan 1000 jaar lank wees. Dit sal wees wanneer Jesus terugkeer. Die aard daarvan gaan God se oorspronklike plan wees. Hy sal vir ons 'n God wees en ons sal vir hom 'n volk wees. En die wat gered is, sal deel uitmaak van hierdie koninkryk, wat deel is van hierdie bestel waarin ons nou leef as jy weergebore is. Hoor mooi wat sê Jesus. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Maar as jy weergebore is, gaan jy saam met die Here Jesus by sy wederkoms kom. Opgestaan uit die dood, saam met hom kom en saam met hom regeer die 1000 jaar lank. My liewe broeders en susters, een ding wil ek vir jou sê, dat hierdie lewe is nie die finale hoofstuk oor jou lewe nie. Hierdie trane wat jy nou stort, is nie die laaste sê oor jou lewe nie. Want daar kom 'n dag wanneer die koning van die konings na hierdie aarde toe gaan terugkeer en sy koninkryk gaan oprig. Dan gaan ons saam met hom vergader word, om saam met hom te wees, om nooit weer van hom geskei te wees nie. Dan maak dit nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Nou is ons in vrees en bewing, sal verkiesings gaan plaasvind, hoeveel slaggate daar op die pad is, watter geweld daar is. Daar kom 'n dag wanneer hierdie dinge verby sal wees. Wanneer Jesus die regeerder is, wanneer die rots wat losgeraak het sonder die toedoen van mensehande oor die hele aarde gaan kom. Sy koninkryk, die koninkryk van die hemele. Nebukadneser het dit op die harde manier geleer. Hy wou dit nie aanvaar nie. Totdat die dag aangebreek het in Daniël 4, wat hy sy oë opgehef het na die soewereine God wat kan doen wat hy wil.
Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Aanvaar die koning van die konings. Dit is waarmee Psalm 2 vers 12 afsluit. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Wel geluksalig is almal wat by hom skuil. Die koning van die konings. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, in hierdie gebroke wêreld van ons kan ek nog nie insien hoe dit gaan wees nie. Maar wat ek wel weet, is Here dat daar 'n dag gaan aanbreek, wanneer Jesus in die wolke gaan verskyn. O, hoe skokkend gaan dit nie vir sommige mense wees nie, die ateïs, die dwaas wat in sy hart sê, daar is geen God nie, en een oomblik hier verskyn hy in die wolke. Ek kan my net indink watter verbasing hulle gaan beetpak, hoe in een oomblik onnosel gaan hulle nie voel nie. Die gnostieke, wat gesê het, nee, maar hulle moet nou eers ooreed word deur kennis. In daardie oomblik van al hulle ongeloof gestroop, as die bassein blaas, Jesus verskyn op die wolke en die wederkoms vind plaas. Die goddelose wat sy weg geleef het sonder God, hom uitgegiet het, wat Paulus noem 'n elendige mens. Wat dalk hoop op God het vir baie dinge in hierdie lewe, maar nie op God het vir die ewige lewe nie. As ons op God hoop net vir hierdie lewe, dan is ons die elendigste van alle mense. Ja, ook diegene wat God net wou gebruik vir hulle gemak, maar nooit hulle knie gebuig het en Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker nie. Want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. O Here, ek bid met 'n blye, vreugdevolle hart, dat elke een wat vanaand hier sit, sal uitsien na daardie dag van Jesus se koms. Wanneer ons vrede in die natuur gaan hê, vrede onder die nasies, wanneer ons Jerusalem toe sal kan gaan, en in u liefdevolle oë kyk, wat 'n heerlike dag sal dit nie wees nie. Wek ons op, Here, om met hierdie verwagting van Jesus se wederkoms te bly lewe. Ek bid vir een van u kinders wat vanaand hier sit. Een van u kinders wat al soos 'n skaap bietjie hulle eie pad begin loop het. Dat u hulle sal terugbring as 'n herder met 'n liefdevolle staf wat sê, kom my kind, nie meer lank nie, end uit voluit. Amen.